Ons glo en ons weet dat die wil van God in sy woord geopenbaar is. Maar die probleem is, baie kinders van die Here dink dit is hierdie groot geheimenis, maar dit is nie. In Jesus se tyd was die mense wat by hom kom navraag doen het oor die wil van God, gewoonlik die wat na een of ander skuiwergat gesoek het, om die wil van God te omseil en dit nie te doen nie, of om so min as moontlik te doen en tog nog vir God te probeer behaag. Of dit was mense wat geglo het die belangrikste gebod is die 11de gebod. Jy weet mos, die een wat sê, jy kan doen wat jy wil, jy moet net nie uitgevang word nie. Nee, dit staan mos nie in die Bybel. Die wil van God is in sy woord, maar dit is nie 'n lysie van moets en moenies nie. Nee, God het sy wil aan ons geopenbaar in sy woord, en sy wil is iemand, dit is Jesus Christus. Die eerste deel van die uitvoering van sy wil is afgehandel. Dit is voltooi, dit is volbring. Dit was die wil van God dat Jesus Christus in ons plek die prys betaal het vir vrede tussen ons en God en vir die ewige lewe, soos ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 21. Of hier ook in Galasiërs 1 vers 3 en 4 waar Paulus skryf, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wêreld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Nou die tweede deel van die wil van God is dat ons, die kinders van die Here, Jesus vir die wêreld sal weerkaats. En daarom skryf Paulus in Galasiërs 2 vers 20 daardie bekende woorde, nou is dit nie meer ek wat lewe nie, maar Christus wat in my lewe. Jesus is God se wil vir ons en vir die wêreld. In 1 Johannes 2 vers 6 staan daar, wie beweer dat hy in hom bly, behoort self ook te lewe soos Jesus gelewe het. Net so 'n laaste verwysing na die wil van God. In Matteus 25 van vers 31 af gee Jesus 'n profetiese rede oor die laaste oordeel. En dan vertel hy van die koning wat die sogenaamde skape van die bokke gaan skei, die wat aan sy linker en aan sy regterkant gaan kom. Jy ken daardie gedeelte waarskynlik baie goed. Maar hoor net wat skryf Matteus dan van vers 34 af. Hy sê die koning sal vir die aan sy regterkant sê, daardie bekende woorde, kom julle wat deur my Vader geseën is, ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, ek was dors en julle het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves, ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee, siek en julle het my verpleeg, in die tronk en julle het my besoek. Maar hoor wat sê vers 37, dan sal die wat die wil van God gedoen het hom vra, Here, wanneer het ons u honger gesien en u gevoed, of dors en iets gegee om te drink, ensovoorts. As jy vir Jesus liefhet, dan weet jy hy is God se wil vir jou. En daarom dat Jesus hier sê, almal wat soos hy optree, is die wat die wil van God doen. So die vraag is nie soseer wat is die wil van God nie, maar eerder wie is die wil van God. En onthou jy hierdie vers in 2 Korintiërs 3 vers 18, waar Paulus skryf, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Hierdie heerlikheid, sê hy, wat van ons uitstraal, neem steeds toe, en dit doen die Here wat die Gees is. Die Heilige Gees help ons hiermee. Kom ons vra hom om dit ook vandag te doen. Kom ons bid saam. Dankie Here Jesus dat U die wil van God is, en dat U ook vir elkeen van ons die wil van God is. Nie net om ons die ewige lewe te gee nie, maar om ook deur U Heilige Gees nou deur ons te leef. Help ons om al meer aan U beeld gelyk te word, dat ons U heerlikheid kan weerkaats na die wêreld toe. En dankie dat U ons hiermee help. Amen.